Baie welkom terug, vandag 'n nuwe hoofstuk in 1 Korintiërs. Ons is in hoofstuk 2, ons lees vers 1 tot 5. Paulus wys vir ons hier op geloof wat berus op die krag van God. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het ek nie gekom om met verhewe woorde of wysheid God se geheimenis aan julle te verkondig nie. Ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie as van Jesus Christus en hom as gekruisigde. Daarby het ek in swakheid na julle toe gekom, vol vrees en bewing. My lering en my verkondiging het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie, maar op bewyse van die Gees en van krag, sodat julle geloof nie op die wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Ons kan hierdie verse lees teen die agtergrond van Handelinge hoofstuk 18. Handelinge 18 vertel hoe Paulus daar in die stad Korinthe aangekom het. En daar in hoofstuk 18 van die boek Handelinge lees ons hoe Paulus eers by die sinagoge probeer het om Jode en Grieke te oortuig dat Jezus die Messias, die Christus is. Nou gaan Paulus in hierdie verse en hy herinner die gemeente aan hierdie eerste besoek, waarvan ons lees in Handelinge 18. Hy verfris hulle geheue. En hy wil vir hulle wys op hoe hy voorgekom het. Hy sê wat my betref. En hy wil vir hulle vertel hoe die boodskap voorgekom het in mense oë. So dit gaan oor die boodskap, maar dit gaan ook oor die boodskapper. En Paulus wil vir die gemeente wys dat in mense se oë was die boodskap en die boodskapper swak en dwaas en onnosel, maar die geloof wat in hulle werk is 'n bewys dat die krag van God werksaam is in hierdie gemeente. Hy sê in vers 1, wat my betref, toe ek na julle toe gekom het ek nie gekom met verhewe woorde nie. En ek het nie gekom met mense wysheid nie. Die sprekers van daardie tyd in die Griekse stede was baie lief daarvoor om mense te beïndruk met groot woorde, verhewe woorde en allerlei menslike wyshede en elegante taalgebruik. Die fokus vir hierdie Griekse sprekers is om die mense vir hulle self te wen. Jy wil hulle oorreed, jy wil hê hulle moet vir jou luister, jy soek hulle verwondering, jy wil die mense se applous hê. En dis hoekom gebruik jy verhewe woorde en mense wysheid. Maar, herinner Paulus die gemeente, hy het nie so gemaak nie. Hy het nie homself verkondig nie. Nie 'n beeld van homself probeer uitstraal nie. Hy wou alle aandag op Jesus van Nasaret hê. Hy bring niks van homself nie. Inteendeel, hy sê die boodskap wat hy kom bring is die geheimenis van God. Ander manuskripte praat ook hier van die getuienis. Die getuienis van die Here Jesus Christus. En dit was Paulus se fokus. Dis nie sy geheimenis nie. Dis nie sy getuienis nie, maar God se. En dit het hy aan hulle geproklameer. Nie met verhewe woorde of wysheid nie, maar eenvoudig in vers 2 sê hy, het hy homself voorgeneem, hy het besluit om van niks anders te weet nie as van Jesus Christus en dan hierdie baie belangrike kwalifikasie en hom as gekruisigde. Dit bring hy op so 'n manier dat dit nie in verhewe woorde is nie in menslike wysheid nie, maar presies die teenoorgestelde. In die oë van die Grieke daar, in die oë van menslike wysheid, is hierdie boodskap van Jesus en die gekruisigde 'n absurde idee. Ons het al reeds hieraan aandag gegee in die vorige verse. Menslik gesproke was Paulus 'n onindrukwekkende spreker, en ons gaan net nou meer daaroor hoor, maar menslik gesproke was daar ook niks besonders en niks elegant aan sy woordgebruik of sy oratoriese vermoë nie. Daar was niks opspraakwekkend in die manier hoe hy verkondig het nie. En om dit alles nog te kroon, die kersie op die koek was, dat die boodskap wat hy gebring het, was so vreemd. Hoe kan julle sê dat julle koning, dat julle held, die Here Jesus Christus, gesterf het? Dat hy dood is. En hoe kan julle sê dat daar redding kom deur die gekruisigde Christus? Hoekom was die apostel Paulus se boodskap menslik gesproke so swak? Hoekom was sy boodskap so dwaas?
Want die geheimenis, die getuienis van God is in die oë van die wêreld onverstaanbaar. Maar vir Paulus het hy sy hele bediening in Korinthe laat wentel om hierdie sentrale waarheid. Christus die gekruisigde. Die kleinste tot die grootste probleem moes alles aangespreek word in die lig van die kruis. Hoe sentraal is Jesus Christus as die gekruisigde in die gemeente waar jy is? Is hierdie boodskap nog die kerngedagte waar rondom alles wentel? Ek en jy moet onsself gereeld herinner en daarin oefen, om alles in ons lewe te sien in die lig van die kruis. Vat jou grootste en jou kleinste probleme en sien dit in die lig van die kruis. Gaan na Christus, die een wat gekruisig is. In vers 3 wys Paulus nie net op die evangelie boodskap wat vir mense dwaas en swak klink nie, maar nou gaan hy ook die lig op homself as boodskapper laat val. In die oë van die Korintiërs was hy as boodskapper ook swak en dwaas. Daarby, vers 3, het ek in swakheid na julle toe gekom, vol vrees en bewing. Paulus maak hier sy hart oop vir die gemeente. En hy herinner hulle weer eens en sê vir hulle, onthou hoe het julle na my gekyk toe ek daar by julle aangekom het. In Handelinge 18 vertel vir ons, Paulus het soveel teenkanting in die stad gekry, dat hy baie bang geword het. Hy het so bang geword, dat 'n engel van die Here na hom toe gekom het, om hom te troos en te versterk. Paulus was so bang, so geïntimideerd, dat hy gesukkel het om te preek. Ons dink nie altyd so oor die apostels nie, maar hulle was ook mense. Daar was soveel teenkanting van die Jode, dat Paulus miskien op 'n stadium gedink het, hy gaan liewer stil bly, want hulle gaan hom doodmaak, hulle gaan hom iets aandoen. Maar die engel van die Here kom toe na hom en sê vir hom, moenie stil bly nie, want niemand sal 'n hand op jou lê nie. Vol swakheid, vol vrees en bewering, kom die apostel na die gemeente in Korinthe. Sommige bronne vertel ook dat Paulus as persoon nie 'n indrukwekkende voorkoms gehad het nie. Hy was waarskynlik nie baie aantreklik nie, het moontlik moeite met sy oë gehad, miskien met sy gesondheid, en hy was boonop nie in die oë van die Korintiërs 'n baie gewilde persoon nie. Hy was bang vir die mense daar. Maar dit, sê Paulus, is juis sy punt. Want kyk in vers 4 en vers 5. My lering en my verkondiging het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie. So, lering en verkondiging is natuurlik die fokus van die Griekse sprekers gewees. Hulle wil deur middel van hulle woorde en hulle vermoë, wil hulle vir jou iets leer, wil hulle iets verkondig om jou te wen, soos ek reeds gesê het. Maar so is dit nie met Paulus gewees nie. Hy het nou reeds gesê hoe swak hy is en hoe dwaas sy boodskap oorgekom het. En daarom is dit duidelik dat die boodskap wat hy gebring het, nie berus het op sy eie woordgebruik nie. En die boodskapper wat die boodskap gebring het nie gekom in eie krag nie, maar hy het gekom in die krag van God. Op bewyse van die Gees en van krag, daarop berus die boodskap wat die apostel gebring het. Wat bedoel Paulus hiermee? Wat bedoel dit dat die boodskap wat hy gebring het berus op die bewyse en die krag van die Gees? Wel, hy sê dat hy nie soos die Griekse sprekers, die mense met slim praatjies probeer oorreed het en 'n gat in die kop gepraat het nie. Hy het nie die evangelie van Christus so aangebied dat dit aanloklik sal lyk vir die mense nie. Inteendeel, hy het net die evangelie van Christus, die gekruisigde, gebring, suiwer soos wat dit is. En wat was die gevolg? Die gevolg was dat mense tot bekering en geloof gekom het in Christus die gekruisigde. En dit is tog niks anders nie as die bewys dat die Heilige Gees daar werk. Dit is die krag van God. Die mense wat glo in Christus, kan net glo in Christus, omdat die Gees kragtig in hulle werk. Berus nie op 'n mooi boodskap, of 'n mooi boodskapper nie. Berus op die krag van God. 'n Dwaase boodskap in die oë van mense, uit die mond van 'n swak boodskapper,
Deur sulke mense, deur so 'n boodskap kom mense tot geloof en redding. Hoe kan dit anders as God se eie werking wees? En hier is dan nou die groot troos van die apostel Paulus. Nadat hy dit alles vir hulle gesê het, sê hy, dit is sodat julle geloof nie op die wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Aangesien ek, sê Paulus, swak, bang na julle toe gekom het, met 'n boodskap wat dwaas lyk vir die mense, nou kan julle weet, dat die feit dat julle so 'n boodskap, uit die mond van so 'n boodskapper glo, nou kan julle weet, dis nie omdat julle 'n gat in die kop gepraat is nie, dis omdat die krag van God in julle werk, dis al hoe dit sin maak, julle geloof kom van God af. Is baie kerke, is baie kerkgroepe wat tydens groot sprekersgeleenthede of kampe mense graag aanhits en ophits om allerlei geloofsbelijdenisse en uitsprake te maak. En oënskynlik is dit 'n baie suksesvolle en 'n geestelike ervaring vir baie mense. Baie mense kom oënskynlik tot geloof, maar daai ervaring hou gewoonlik ongelukkig nie baie lank nie. As ons geloof berus op die vermoë van 'n prediker, of iemand se elegante woorde, of 'n emosionele gebeurtenis, dan berus ons geloof nie in die krag van God nie. Ek en jy moet Christus hoor, en hom as gekruisigde. In daai boodskap lê die krag van God tot redding vir elkeen wat in hom glo. Kom ons bid saam. Maak asseblief ons oë oop, Here, om nie vas te kyk in die vermoë van mense nie, maar om Christus as gekruisigde te mag sien en hoor. Ons gebed vandag is ook dat U asseblief verkondigers sal stuur, verkondigers van hierdie boodskap, mense wat nie staat maak op hulle eie krag nie, mense wat nie met allerlei slim praatjies kom nie, maar predikers wat die woord in alle waarheid verkondig. Amen.